die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons is Nuwe Begin Gemeente van Robertson en ons is entoesiasties om iets vir die Here te doen en te beteken. Ons wil ons saal uitbrei en daarvoor het ons 'n boufonds gestig en ons het die hulp nodig. Ons het die finansies nodig. Ons het die heerlikheid van die Here nodig om die finansies te seën ook. En daarvoor is ons hier. Bietjie die saal uitbrei, ons wil 'n mooi eiland in die middel sit, ons wil uitbrei, want ons weet, die koning stuur vir ons die skape in. En daar het ons hier nodig. Dankie dat jy altyd kyk na ons uitsendings. Dankie dat u ons altyd ondersteun. En ons wil bid dat die God met u gaan praat en u gaan seën en elke finansies wat u wil skenk, moontlik wat u wil skenk, dat die Here u gaan seën op elke gebied. Ons seën u in Jesus naam. Amen. Wil baie dankie sê aan Pastor Johnny vir die voorreg wat hy my gee. Hoor mooi wat hy my gee om die podium te kan gebruik. En ek wil vanmôre met my en u praat in die lig van hierdie maand se tema, as ek dit kan sê, dan om te gee. Het die Here op my hart gelê om met my en u te praat oor hierdie klein woordjie gee. Wat eintlik so groot en ontsettende waarde inhou vir my en u as mens hier op aarde. Ek wil net gehoor, steek net die hand op, wie van u het liefde by u? Wie van u het blydskap vanmôre? Wie van u het vanmôre vreugde? Nou wil jy nie saam met my staan. Dalk is die een langs u vanmôre ongelukkig. Dalk het die een langs u nie vrede nie. Nou wat die Here op u hart lê, gee net gou vir die een langs u. Bietjie vrede, bietjie liefde, bietjie blydskap. Dra dit net gou oor na die een na die ander toe. Prys die Here se naam. Halleluja. Glory to God. Amen. Miskien voel een en ander dalk nou 'n bietjie beter hierdie oomblik. Halleluja. Dankie, kan die sitplekke neem. Gewoonlik as ons praat oor gee, sal 'n mens baie vinnig daaraan dink, dit gaan oor fisies iets vir iemand gee, in die vorm van kos. Ek dank die Here vir 'n pragtige tafel wat daar agter staan, want tog sê die woord van die Here, gee en vir jou sal gegee word. Maar ons is so geneig om dadelik te dink aan finansies en tydelike dinge, maar ek het vanmôre vir ons 'n baie 'n groter bedoeling oor hierdie woordjie gee, en die kern van hierdie woordjie vanmôre begin by een plek. En ek wil dit vir ons graag lees. Johannes 3 vers 16, wat so baie gewild is. Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Prys sy wonderbare naam. En dit is vanmôre die kern van hierdie woordjie gee, want Jesus Christus het nie net aan die kruis gesterwe vir my en u se sonde nie, maar daar is so baie meer wat hy vir ons gegee het. Ek wil net vir ons lees wat Johannes 3 vers 16 in Engels. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. He gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Prys die naam van die Here. Dit het net nie alleen begin en gestop by 'n klein krippie
waar Jesus ingelê het nie. Dit het nie gestop toe hy aan die kruis van Golgotha gehang het nie. God die Vader het hom uit die hemel uit gehaal en vir die wêreld gegee sodat daar met ons wonderlike dinge kon gebeur het. Filippense 2 vers 6 en verder sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Ek is vanmôre baie dankbaar dat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha vir ons gesterf het. Want daardeur het 'n hele paar dinge uitgevloei, sodat ek en u ook by die plek kan kom waar hy vandag is. Prys sy wonderbare naam. Kom ons bid net saam. Ek dank die Hemelse Vader vir u woord, wat tot in alle ewigheid die waarheid is. Amen. En dankie dat ons die voorreg het as mens om vanmôre ore te kan hê wat kan luister na die woord van die Here. En ek wil vanmôre vra dat u my lippetaal sal salf en sal seën. En elkeen van ons wat vanmôre ore het om te hoor sal luister wat die woord van die Here vir ons wil sê. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Seën dan u woord. Ek eer u. Amen. Jesus het aan die kruis sy lewe gegee. Dit is so, ons is bekend daarmee. En Matteus 27 vers 50 sê, nadat hulle Jesus gekruisig het en hy aan die kruis gehang het, daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. Hy het sy asem uitgeblaas. Daar's 'n liedjie wat sê, it is finished. The battle is over. Hy het alles gedoen wat hy kon. Hy het sy lewe afgelê, het sy lewe gegee. God die Vader het hom vir die aardbewoners van hierdie wêreld gegee. Want wanneer jy iemand gee, dan verwag jy nie terug nie, sê die woord van die Here. As jy hom gestuur het, dan was daar 'n verwagting dat daar iets teruggegee moes word. Maar hy het besluit en hy het die besluit geneem dat hy sal sy seun vir die wêreld gee. Verstaan jy vanmôre dat gee is nie sommer maar net nie. Wanneer jy iets vir iemand gee, dan is daar 'n groot betekenis in, want God se woord is so duidelik daaroor, dat ons nie moet terugverwag nie. Want wanneer jy gee, dan behoort dit nie meer aan jou nie. Dan behoort dit aan iemand anderste. En hy het sy seun uit die hemel uitgetrek en hier na die aarde toe gestuur om aan die kruis te kom sterwe. Hy het hom vir ons gegee. En nie alleen dit nie. Hy het hierdie kruisdood wat hy vir my en u gegee het, sy koms na die aarde toe, het gemaak dat ek en u ook lewe kon kry by die troonsale van die hemel. Ons wat eenmaal verdoem was om te sterwe en die ewige verdoemenis te sou ingaan, het hy nuwe lewe gebring. Johannes 10 vers 10 sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Weet jy wat beteken dit om oorvloed van lewe in die Here te kan hê? Dan is 'n berg nie vir jou te groot nie. Dan bring omstandighede van die lewe jou nie onder nie. Want jy is ingevoeg
in die lewe wat daar in Christus is. Want die lewe in Christus is nie net vir hierdie aardse bestaan nie, maar dis vir die hiernamaals, en tot in die ewige lewe. Dis die lewe wat hy vir my en u gebring het. En Jesus het ons kom losmaak van die bindinge van die bose. Hy het vir ons vryheid kon gee. En die woord van die Here sê in Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Halleluja, wil jy nie net jou hande opsteek en sê, Here, dankie dat u my vrygemaak het. U het my losgekoop van die smarte, van die sonde van hierdie wêreld. U het my lewe en oorvloed van lewe gegee. Die Seun het my vrygemaak. Geen sonde van gister, geen beskuldigings van eergister kan teen my stand hou nie. Halleluja. Want die Here het my vrygemaak. Ons hoor so baie van bloedlynvloeke wat daar bestaan en wat daar is. Ek wil vanmôre vir u sê, as die Seun jou vrygemaak het, kan 'n bloedlynvloek jou nie vashou nie. Halleluja, ek wil nie daaroor ingaan nie, daar's baie redenasies daarom. Weet jy dat hy het my en u die mag gegee om te oorwin in hierdie aardse bestaan. Hy het ons die mag gegee om op die vyand se kop te kan trap. Halleluja. Om vir hom in die naam van die Here te bestraf en te sê, gaan weg van my Satan. Ek is 'n bloedgewaste kind van die Here. Hy het ons vryheid gegee. Hy het ons kom verlos van die bose. Hy het ons die mag gegee om te oorwin. Lukas 10 vers 19 sê, ek gee julle die mag om op slange en skorpioene te trap, oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Dit sê die vanmôre, verskoon my net. Dit sê nie vanmôre, daar sal nie dinge op ons pad langs kom nie. Dit sê nie vanmôre dat daar die dinge sal gebeur nie. Ek dink vanmôre, ek ken hom nie, ek lees maar op die groep oor JF, maar een ding weet ek vanmôre, maak nie saak wat die krankheid is nie. So hier vanmôre iemand hier kom in die kerk gewees het wat in 'n reistool sit, sal dit nie die oorsaak of die saak maak nie, maar een ding weet ek, dit gee nog daardie persoon om te heers oor die mag van die vyand. Want dit kan jou nie uit die hemel uithou om in 'n krankheid te sit of om in 'n omstandigheid te sit wat onaangenaam is nie. Hy gee ons die mag oor die werkinge van die vyand. Want ons moet een ding verstaan, dat Lucifer het na die aarde toe gekom. Hy sê die hemel uit gegooi en hy het gekom om verwoesting te saai. Hy het gekom om die mense siel te wil steel. Maar Jesus kom en hy sê, ek gee julle die mag om oor sy werkinge te klim en op hom te trap en om die vyand se bose werke kragteloos te stel. Want weet jy hoe doen ons dit? In die naam van Jesus Christus. Hy het vir ons die ewige lewe gegee. In Johannes 5 vers 11 sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Amen. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie, daar's 'n liedjie wat sê, ek het die liefde van God in my, ek het die gees van God in my, ek het sy krag, sy mag, sy heerlikheid het ek in my, want as die Seun jou vrygemaak het, en jy's los van die bindinge, dan kan jy die lewe in die oë staar en sing soos die liedjie wat sê, omdat hy leef, sien 'n kans vanmôre, daar is geen ander oplossing nie, want Jesus het geweet, dit gaan niks
dit gaan baie beteken as hy sy lewe gee, dit het beteken, maar daar's so baie meer wat dit vir ons inhou. Dit gaan nie alleen net dit wees nie, dit gaan ook nodig wees dat ander dinge vir ons gegee moet word, sodat ons by die einde van die pad kan uitkom, waar hy wil hê, ek en u moet wees. Prys sy wonderbare naam. En hy het vir my en u lewe gegee. Daarom kan ons borrel hier in ons binneste. Daarom kan ons vry wees. Daarom kan ons los wees in die Here. En ons kan oorwinning behaal. Hy het vir ons 'n ewige woning gegee. Openbaring 3 vers 21 sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Is dit nie wonderlik? Dat ek en u die voorreg gaan hê om in die hemel saam met hom te sit op sy troon. Want God het ons kinders gemaak en ons Jesus aangeneem het. Daar waar smarte en stryd op hierdie aarde en werk en werkskaf en woelinge nie meer gaan wees nie, maar waar ons God gaan prys dag en nag en eer aan die erekoning gee vir een woordjie wat Jesus gegee het. Hy het ons 'n ewige woning gegee. Die woord sê verder, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Want u sien, Jesus is die ewige lewe. So sê die woord van die Here. Amen. Hy is die ewige lewe. Hy is die een van vandag. Hy was gister en hy sal wees tot in alle ewigheid. In Johannes 5 vers 20 sê dit so mooi. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God, die ewige lewe. As ek al die skrifte moet ophaal, Jesus gegee het, Pastor Kobus, dan gaan ons 3 ure hier sit. Want vir Jesus het dit gegaan om te gee. Want gee het gemaak dat ek en u vanmorgen hier sit. Maar weet u, God die Vader vra iets van my en van u ook om te gee. Het jy al daaraan gedink? Spreuke 23 vers 26 sê, my seun, gee my jou hart. Amen. En laat jou oor 'n welgevalle hê in my weë. Amen. My seun, gee my jou hart. Laat jou oor 'n welgevalle hê in my weë. Weet jy hoekom vra hy my en u se harte? As ons kyk na die fisiese hart, wat elke mens, elke dier het, want u sien, ons kan klaarkom sonder 'n vinger, sonder 'n been of wat ook al. Maar die kern van die instandhouding van 'n mens se liggaam is jou hart. Dis waar. En dit ontsluit die hele liggaam. En nou kom die woord van die Here en God die Vader sê, my seun, gee my jou hart. Want die ander dinge kan dalk miskien ontbreek. Dit sal nie veel saak maak nie, maar hy het geweet as hy jou hart het,
dan het hy jou alles. Want as jy jou hart vir hom gegee het, dan sal jy ten volle gehoorsaam wees aan sy stem. En dan is dit, soos Galasiërs 5 vers 22 sê, die vrugte van die Gees, liefde, blydskap, en al hierdie wonderlike dinge, getrouheid, gehoorsaamheid, wat in my en u se lewens teenwoordig sal wees. Die woord van die Here sê in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. En dit is nie hierdie fisiese hart wat klop nie. Dis hierdie geestelike hart, wat daar die hartklop is van my geestelike lewe, wat my hele lewens, handel en wandel en my hele lewe bestaan, aan mekaar vashou. Prys sy wonderbare naam. Hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Is dit nie wonderlik? Hy vra nie goud en silwer nie, terwyl dat Petrus en Johannes daar by die skone poort verby beweeg om in die tempel in te gaan, is daar 'n krepelman, en weer sit hy daar in die hoop dat iemand vir hom iets moet gee. Weet jy wat sê hulle vir hom? Silwer en goud het ons nie. Maar wat ek jou kan gee, in die naam van Jesus, staan op en loop. Prys sy wonderbare naam. O, ek dank die Here vanmôre vir gee. Nie net gee in die fisiese nie, maar gee in die geestelike ook. Amen. Gee in die behoefte wat in 'n mens se lewe is. Vanmôre toe ek my knieë buig, toe kom die besef tot my, deur al die jare is ek 'n getuiedraer en my vrou van die hand van God wat kan gee. O, prys God. Nie net in 'n sekere omstandigheid nie, maar in 'n baie breë spektrum Prys die Here. wat hy vir ons gegee het. Halleluja. Geestelike krag, deursettingsvermoë. Dank die Here. Hy het ons liefde gegee. Die pad van die bediening is 'n eensame pad. Hier sit getuienis wat in daai pad al geloop het. Maar hy gee jou daardie versterking. Amen. Want daar is 'n hand in die hemel wat uitgereik word om vir ons oorwinning te gee. Prys sy wonderbare naam. En die belofte hieraan verbonde is in 2 skrifgedeeltes opgeteken. Matteus 24 vers 13 sê, wie volhard tot die einde toe, Ja, prys die naam. sal gered word. Hy soek nie ons goud en silwer en ons mooi dade en al hierdie dinge nie. Daar's so 'n lang lys wat ons vanmôre kan sê. Ja. Hy soek jou hart. Want as hy jou hart het, dan weet hy daar's opregtheid daar binne. Prys die Here se naam. Openbaring 3 vers 12 verklaar dit so mooi vanmôre. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar maak in die tempel van my God. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe. En die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal, en my nuwe naam. Prys die Here se wonderbare naam. Dit is wat gee veroorsaak het. Die oomblik toe Jesus aan die kruis hang en hy sy lewe gee, toe lyk alles so de mekaar. Ek gee, maar
Wat gaan daarvan word? Ja. Dat dit gelyk of alles in die niet verdwyn het. Dat dit gelyk of niks verder gaan gebeur nie. Want u sien die mense, het die een na die ander begin wegstap. Dit was maar net weer eenmaal iemand gewees wat aan 'n kruis gehang het. Die disippels het hulle boekies wat hulle geskryf het toegemaak. Ander van hulle het gaan visvang weer. Gedink dis verby. Maar Openbaring 3 vers 12 is die beloning van iemand wat gegee het. My plan is nie vanmôre om te praat oor tydelike gee nie. Maar as dit so groot waarde inhou, wil ek vanmôre vir u sê, wat se seën sal dit nie inhou as ek net vir iemand 'n broodjie gee. Dis waar. Wat se seën sal dit nie inhou in die kleinigheid nie. Prys sy wonderbare naam. En ek het vanmôre, terwyl die Here met my besig raak, hoor ek sy stem sê, jy moet vir my iets gee vanmôre. Silwer en goud het ek nie. Prys God. Maar as jy siek is vanmôre, kan ek vir jou iets gee. As jy vanmôre behoefte het, kan ek vir jou iets gee. Prys God. Die Here wil hê ek moet dit doen, kan ek maar vra toestemming van U. Amen. Amen. Wil jy nie op jou voete staan? En iets ontvang vanmôre. Prys God. As iemand siek is vanmôre, staan vanmôre op. Die Here wil vanmôre gee. Prys sy naam. Here Jesus. Ek glo nie, ek praat met mense wat 100% vanmôre is. Dis waar. Maar vat vanmôre vrymoedigheid. Die werksomstandighede het vanmôre wat probleme is, kan vir jou iets gee. Kan vir jou Jesus gee. Amen. Jesus sê vir die disippels, maak julle hulle gesond. En hy gee ons die autoriteit om vir mekaar die hande op te lê, om vir mekaar te bid. Maar Pieter wil ook iets ontvang vanmôre. Glo die Here gaan hom aanraak. Amen. Prys sy naam. Gaan nie vanmôre oorlede in Christus kerk of nuwe begin gemeente nie. Dit gaan oor iemand wat sy lewe gegee het. Ja, amen. Wil jy verlossing vanmôre ontvang? Jesus gee dit. Ek gee dit nie uit my eie uit vanmôre. Dankie Here Jesus. Ek gee dit met die autoriteit wat Jesus vir my en vir ander gee. Hy sê, maak julle hulle gesond. Die disippels, hulle het die hande vir mense opgelê. Prys sy wonderbare naam. En ek dank die Here vanmôre dat ons na iemand toe kan gaan wat se hand, wat se hart vanmôre oop is om te gee. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Glorie to God. Loof die Here se naam. Ek ken U nie, weet nie wie U is nie. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, hy het meer as net daai behoefte wat jy het om vir jou te gee. Hy wil vir jou deure oopmaak, die geestelike realiteit, dat dit uit jou binneste uit sal borrel. Maak dit vanmôre oop, dat hy kan inkom in jou binneste. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Dankie Here Jesus. Sabayenda Katsurubusibikia. Halleluja. Ek dank die Here vanmôre vir genade wat onbeskryflik groot is. My seun, gee my net jou hart. Sit vanmôre jou hart in Jesus se hande. Sê Here Jesus vanmôre. Prys die Here se naam. Is iemand wat vanmôre hier staan wat geweldige werksprobleme het.
sit dit vanmôre in die hande van die Here. Hy sal jou pad gelyk maak. Moet jy nie die stryd stry nie, hy stry dit. Halleluja. Wil die ander nie saam met my bid vanmôre vir hulle wat staan? Tree vanmôre saam met my. Kom ons bid saam. Ek dank die Hemelse Vader. Dis nie deur krag of deur geweld nie, maar dit is deur my Gees, spreek die Here vanmôre. En ek dank U vir die salwende krag van die Heilige Gees. Ek dank U vanmôre vir die kosbare bloed van Jesus Christus. Here, hier is vanmôre gemengde omstandighede wat vanmôre uitreik na U genade troon toe. En ek weet vanmôre in my afhanklikheid teenoor U kan ek niks doen nie, maar ek voer net die opdrag uit wat Jesus vir ons gegee het. Doen julle dit en ek doen dit vanmôre in sy wonderbare naam. En ek spreek genesing uit, ek spreek uitkomste uit, ek spreek vanmôre, Here, die omstandighede aan wat in elkeen se liggaam en se binneste die probleem is, sit ek voor U voete neer en Here, ek dank U vanmôre dat daar uitkomste kom, dat daar oorwinning kom, dat daar aanraking kom en ons eer U daarvoor. Want U is die God wat lewe gegee het deur Jesus Christus, die Seun van God, halleluja. En die woord van die Here sê alle mag en autoriteit is aan hulle is aan hom oorgegee en hy heers tot in alle ewigheid. Dankie Here vir die heerskappy van U wat vanmôre besit neem. Dat hier uit vanmôre wonderbare getuienisse gaan kom. Om te weet dat die Here gee deur sy groot genade. Jesus Christus wat sy lewe gegee het. Amen. Gee ook vir ons dit. En ons sê dankie in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Dankie, jy kan die sitplekke neem. Halleluja. Ek sluit af. Weer om vir my en U te lees. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê.